Daar is nog genoeg plek. Julle kan gerus inkom. Môre Ronel. Daar sê, ouma is ook hier. Ek hoop julle het almal lekker warm geslaap. Goeiemôre gemeente. Daar sê, is baie bly om elkeen van julle hier te sien. Dis 'n voorreg om met mekaar saam te wees en ek hoop dat vandag ook 'n spesiale ontmoeting met die Here sal wees. En daarom gaan ons ook met mekaar saam sing. En ons eerste 3 liedere is Jesus groot bo almal, dan die liefde van Jesus is wonderbaar en dan die derde een is, hoor ek nou, Windhoek Wes 'n spesiale lied wat vir hulle geskryf is so julle klompie jare gelede wat ons baie lanklaas gesing het, maar Johan en Roan gaan vir ons help om dit gesing te kry. Wys jy gee om, wys jy gee om. So, kom ons staan en sing ons die 3 liedere saam. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, lewende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam te saam, kom ons heerlik sy naam te saam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam te saam, kom ons heerlik sy naam te saam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons heerlik sy naam. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam te saam, kom ons heerlik sy naam te saam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons heerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam.
daar is 'n lig in elke siel. Soms skyn dit helder, soms dof en vlug. Daar is 'n gees, dit bring vernuwing, wat almal aansteek en brandend hou. Neem God se liefde na donker wêreld, bring hoop en redding vir jou medemens. Jy's 'n reddingswerker totdat hy weer kom. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Kyk hoe jou vriende op hulle eie stry om lig en sin in die lewe te kry. Is jy 'n baken in die donker tye, gee jy jou alles, ja net soos hy. Neem God se liefde na donker wêreld, bring hoop en redding vir jou medemens. Jy's 'n reddingswerker totdat hy weer kom. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Hierdie gemeente se hart klop warm vir almal buite die lig se kring. Vader, gebruik ons in die naam van Jesus om verlore siele na U te bring. Neem God se liefde na donker wêreld, bring hoop en redding vir jou medemens. Jy's 'n reddingswerker totdat hy weer kom. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Steek uit jou hande, wys jy gee om. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, maar trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend weer 'n kanon sing, maar hy's baie bekend en ons ken hom van verskeidenheid kante af. En ek gaan nou vanoggend dit ons hom so doen. Hierdie horlosie is die middelpunt. Helga, ekskuus, ek gaan nou tussen jou en jou man deel. Hierdie kant is die ene groep en daai kant is die tweede groep. En ek gaan saam met ons gaan hom eers een keer deursing. Dis nou soek allereers, né? Julle ken dit baie goed. En dan gaan ek saam met julle wegspring en julle sing hom dwars deur en dan gaan ek saam met julle ook wegspring en dan sing ons hom dwars deur en dan gaan ek vir julle wys en maak ons hom almal klaar. Kan ons so maak? Asseblief. Goed. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan as jy nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid.
julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Dis sy. As 'n mens baie die rem trap, dan kan jy voor die stopstraat stilhou. Daar sê dit is mooi, nee. Baie dankie. Wat wou ek nou gedoen het? Ja, julle kan gerus sit asseblief, baie dankie. Voor die kinders loop, ek wil gou vir julle ietsie vertel. Wil julle nie gou hier by my kom sit nie asseblief? Voor julle saam met aan die kamer gaan, kom gou net gou hier na my toe. Kom, jy moet nou ook nie loop nie, hoor. Net so oomblik. Sit gou hierso. Ek het vanoggend 2 goed saamgebring. En ek wil vir julle vra of julle weet. Kyk, hierdie is 'n wortel, né? Julle ken 'n wortel? Ek hoop julle eet elke dag wortels sodat julle in die nag kan sien, né? Right. En hierdie is 'n hoendereier. Nee, julle ken ook almal hoendereiers, né? Julle het almal al eiers geëet, né? Okay. Nou wat gebeur as 'n mens 'n wortel in kookwater sit? Word hy sag? Hy word sag, ja. En 'n eier, as jy hom in die warm water sit, wat word met hom? Hy word hard. Hallo Melanie, ek het jou nog nie eens gesien vanoggend. Ekskuus. Nee, ekskuus. Jy's nou Leniko, ja, maar jy lyk vir my baie na Melanie. Ekskuus, hoor jy? Maar jy's Elnico, ja, dis heeltemal reg. Jy het gesê wat word maar van 'n eier is soms nie wat? Hy word gaar en hy word hard. Nee, ja. Weet julle, so is dit met mense ook. As hulle in die warm water beland, dan word sommige van hulle harde mense. Maar sommige mense, as hulle in die moeilikheid is of in die warm water is, dan word hulle sagter. Nee? En almal van ons, die dominee ook, almal van ons het al in moeilikheid beland, in warm water beland. En jy kan kies of jy hard wil word, lelik, en of jy wil mooi word, of jy wil beter word. Want die Here wil eintlik graag hê dat ons sagter harte moet kry. Dat ons nie harde harte moet wees nie. Want weet julle wat is die moeilikheid met 'n eier wat hard geword het? As jy hom nog gekook het, nê? En jy maak hom oop. Hy kan nie weer sag word nie. Hy bly hard. Nê? Goed, so die Here wil vanoggend vir elkeen van ons sê, as ons in die moeilikheid kom, wil hy daai moeilikheid gebruik om ons te help sodat ons sagter kan word. Nee, verstaan julle? Ja, maar goed, baie dankie. Ek is bly dat julle gou by my gesit het. Dan kan julle gou, ekskuus Elnico, doodreg. Het jou. Gou met haar saam met aan die kamer gaan, hoor. Kerels. Bly moeilik om name te onthou, uit tog. Ons is besig met 'n reeks waar ons met mekaar saam nadink oor die pad wat die Here met Josef geloop het. En ons gaan vanoggend uit Genesis 40 lees, waar Josef die skinker en die bakker se drome uitgelê het. En kyk nou net hoe mooi. Ag, Marien, baie dankie. Die bakker en die skinker, nee. Right. Ons hemelse Here, as ons u woord oopmaak, dan wil ons dit doen met eerbied en respek. Omdat u woord nie sommer maar net enige storieboek is nie. U woord kom uit u hart. En u het dit vir mense gegee. Mense het daaroor nagedink, mense het geskrywe. En vandag kan ons nog steeds uit u woord lees.
Dit bly vir ons 'n voorreg, dit bly vir ons 'n absolute voorreg. En daarom, Here, wil ons graag na U luister en wil ons graag vra dat U ons harte ontvanklik sal maak en oop sal maak, sodat ons ook kan hoor wat U deur hierdie gedeelte vir ons wil sê, want ons weet niks staan in U woord sommer maar net toevallig nie. U het gesorg dat dit daar is sodat ons dit vandag kan lees. Wees met ons, Here, in ons wêreld waarvan ons deel is. 'n Wêreld waar die Christelike godsdiens onderskoot is en voortdurend belaglik gemaak word. Gee, Here, dat ons nie sal laat wegtrek van U af deur menslike onsinnigheid nie. Maar laat ons steeds bly fokus op U wat ons Here is en wat aan 'n kruis bewys het hoe lief U ons regtig het. Dankie dat ons met mekaar mag saam wees en mekaar se hande mag vas en mekaar mag moed inpraat, ook vir die stryd wat ons het om elke dag as U kinders te lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Genesis 40, ons gaan van die eerste vers af lees, is ongelukkig weer 'n langerige hoofstuk, maar ons moet die hele hoofstuk lees om agter die kap van die Bybel te kom. 'n Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy 2 amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike lyfwag. Die hoof van die lyfwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel, hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die 2 een nag gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die 2 wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao, gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Hulle het hom geantwoord, ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie. Toe sê Josef vir hulle, God ken julle drome se uitleg, vertel die drome vir my. Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê, in my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien en aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaadlik gebot of daar was al blomme en toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad en ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao. Josef het vir die skinker gesê, dit is die uitleg. Die 3 lote is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee en jou in jou amp herstel. Jy sal weer vir die farao sy beker aangee soos vroeër toe jy sy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê hy vir hom, en nou ek, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop. In die boonste mandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao, maar die voëls het dit uit die mandjie uit op my kop kom opvreet. Josef het vir die bakker gesê, dit is die uitleg. 3 mandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy aan 'n paal laat ophang en die voëls sal jou vleis van jou afvreet. 3 dae later was dit die farao se verjaarsdag en het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. Daarvoor sy amptenare het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel en die skinker het weer vir die farao se beker aangegee, maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die 2 hulle drome uitgelê het. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Vriende, ek weet nou nie wat in jou gedagtes opkom en wat vir jou die ervaring gee dat die Here deur hierdie gedeelte met jou wil praat nie. Maar by my het daar
3 goed opgekom wat ek baie graag met julle wil deel. En die eerste het ek nou gedemonstreer met die wortel en die eier. In Josef se geval kan 'n mens agterkom dat hy besig is om deur die Here gevorm te word, deur al die verskillende slegte tye, moeilike goed waardeur hy gekom het tot hiertoe, van sy broer se verwerping, die put, die reis saam met die Ismaeliete, die verkoop, die hele storie met Potifar se vrou en dat hy nou in die tronk is. Waar hy as jong man meerderwaardig en hoogmoedig was en hy gedink het aan sy drome waardeur hy daarom oor sy broers gesag sou hê, soos hy gedink het, is hy hier in die tronk waar hy 'n baie sagter hart het. Want sien, dit is hoe dit met die wêreld gebeur. Moeilikheid, kookwater, verander mense. Verander mense of ten goede of ten kwade. En niemand kan vooraf beduie en besluit wie sal hoe reageer nie. En tog is dit 'n werklikheid. Moeilikheid veroorsaak dat jy of groei in 'n positiewe rigting of in 'n negatiewe rigting. Josef is vir ons die voorbeeld van iemand wat positief gegroei het. Wie se swaar kry tye, wie se krisistye om gehelp het om te groei, so om nou Louis se tema van verlede week te gebruik. Vriende, ons het dus nodig om helder te hoor dat moeilike tye wat oor elkeen van ons se pad kom, vir ons in 'n krisis gaan plaas. En die Griekse woord krisis beteken die punt van 'n vurk in die pad. Of links of regs. Jy bly nie dieselfde nie. En jy moet kies, watter kant toe gaan jy? Jy moet bewus wees dus dat moeilikheid vir jou in die versoeking gaan plaas om al meer negatief te word. Om toe te laat dat jou hart al harder word. Dat jy al hoe meer die slegte raak sien en net oor die slegte dink en oor die slegte kan praat. 'n Slegte ervaring kan maak dat jy 'n bitter mens word. Oeg, ouens, weet julle hoe sleg is dit om met 'n ou mens te maak te hê wat so 'n bitter mens geword het? Wat later in kla daaroor dat niemand vir hulle omgee en vir hulle besoek of vir hulle bel nie. As gevolg van hulle bitterheid wil niemand meer met hulle te maak hê nie. En as jy eers daai pad gekies het, is dit verskriklik moeilik. Want jy kan jou uit jouself uit nie oorplaas na 'n ander pad toe nie. Jy het eintlik nodig dat die Here God jou moet verlos van hierdie keuse om voortdurend negatief te wees. Jy het nodig dat die Here vir jou moet help sien dat die negatiewe en die warm water op die ou ende moet bydra daartoe dat jy sagter word. Dis tog immers hoekom die Here in Jesegiel 36 vers 26 gesê het, ek sal die klipharde hart uit hulle binneste verwyder en vir hulle 'n hart van vleis gee. Dis wat met Josef gebeur het. Dis hoekom, dis die tweede punt, wanneer hy by die bakker en die skinker wat as hoë amptenare van die farao in die tronk beland, wat hulle gemaak het, word ons nou nie hier gesê nie. Miskien het die farao bietjie maagpyn gehad na een van sy eters en toe besluit dit moes of die bakker of die skinker se skuld gewees het en daarom het hulle albei in die tronk laat gooi. Sleg is natuurlik dat die farao die reg van lewe gehad het en daarom was hulle as verhoor afwagtendes bekommerd oor wat die farao se besluit gaan wees. En as ons nou kyk na die uitloop, dan besef ons dat hulle rede gehad het om bekommerd te wees, want die bakker het dit nie gemaak nie. Maar wat sien ons wat Josef sien?
Hy sien 2 bekommerde mense. Hy kyk net na hulle gesigte en hy sien die bekommernis op hulle hele gesig geskrywe staan. En hy sien dit nie net raak nie, hy vra ook, waarom is julle so bedruk? Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Dit was nie deel van sy werk nie. Sy werk was om te sorg dat hulle kos het. Maar hy sien verder as net die buitekant. Hy sien hulle gemoed. En dit is hoekom hy vra, wat maak julle bedruk, om te probeer uitvind of daar 'n manier is waarop hy iets daaraan kan doen. Weet julle, dit was nog altyd deel van die Christelike godsdiens. Dat omdat die Here vir ons nuwe harte gegee het, ons ander mense kan raak sien. Dat hy dit vir ons moontlik maak om op te hou, om net aan onsself te dink en net na onsself te kyk, maar ander mense raak te sien in hulle situasie, sonder om naïef te wees. Maar om raak te sien wanneer daar nood is, waarby ek dalk kan aansluit, op een of ander manier. En dit kom so oor jou pad, sonder dat jy daarvoor beplan het, sonder dat jy 'n afspraak gemaak het, sonder dat jy dit gereël het, omdat die Here jou wil gebruik, om in die swaar kry en die seer van mense iets te doen, wat dit beter sal maak. Vriende, ons lewe in 'n wêreld waar mense, as gevolg van 'n wye verskeidenheid van redes, ek dink die TV's dra waarskynlik daartoe by, ons sien so baie swaar kry, so baie hartseer, so baie slegte goed, dat dit amper vir ons nodig is om 'n skild en 'n harde kors om ons harte te ontwikkel, dat dit ons nie so raak en so ontstel nie. Maar die gevolg kan wees dat ons net na mense kyk en by hulle verbykyk. Dat ons hulle nie regtig sien nie. Dat ons nie raak sien wat die Here eintlik graag sou wou hê dat ek moes raak sien nie. Vriende, dis hoekom ons nodig het om vir die Here te vra dat ons as gelowiges tog mense sal wees wat anders na mense kyk. Ons is nie mense wat net na ander kyk om te sien op watter manier ons 'n voordeel uit hulle kan kry nie. Ons kyk nie na ander mense net sodat ons eie status en ons eie posisie bokant hulle vir onsself mag indink nie. Ons kyk nie na ander mense net om die sleg in hulle raak te sien nie. Ons is juis anders, want ons het ander harte. Ons het ander harte. Vriende, die derde ding. Josef vra vir die skinker, dink aan my as dit weer met jou goed gaan. En dan lees ons aan die einde van die hoofstuk, die skinker het van hom vergeet. Skinker het van hom vergeet. Josef sit in die moeilikheid en hy het waarskynlik geredeneer, hierdie skinker, hierdie bakker, hulle was so saam in die tronk. Hulle weet wat dit is om in die tronk te wees. Hulle weet hoe graag ek hier sal wil uitkom. Ek het vir hulle verduidelik dat ek sonder rede hier is. Ek is onskuldig. Maar die skinker dink net aan homself. Die oomblik toe hy uit die tronk uit is, toe vergeet hy heeltemal dat Josef vir hom gevra het, dink aan my. Dink aan my. Vriende, is dit nie maar so dat ons dikwels ook vir ander mense sê, ek sal aan jou dink? Maar dan is dit eintlik 'n manier om van die ander persoon ontslae te raak, want die ander persoon sal aanvaar, dit was daarom ten minste 'n goeie voorneme wat ek gehad het, maar daar word niks van nie, ek doen dit nooit nie, ek vergeet totaal, die oomblik wanneer ek weer in my kar klim, of by die huis is, vergeet ek. Dus hoekom sê ons dan, ek sal aan jou dink, of ek sal vir jou bid, as ek dit dan nie doen nie, as ek dit sommer net vergeet nie, dan is dit beter as jy dit glad nie gedoen het nie.
Want die persoon vir wie jy dit gesê het, die verwagting dat hier iets sal gebeur, dat jy aan my sal dink en dan vir my sal bid. Vriende, dis hoekom Jesus tog soveel anders was, nee. Toe die rower aan die kruis vir hom sê, dink aan my as u in die koninkryk kom, dan antwoord Jesus vir hom en sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want Jesus het aan hom gedink. Jesus het die oomblik toe hy dit vra, dink aan my, het iets daarvan gemaak. Daar's soveel mense rondom ons wat nodig het dat ons aan hulle sal dink. Daar's soveel mense rondom ons wat nodig het dat ons vir hulle sal bid. Moenie sê ek dink aan jou as jy dit nie bedoel nie. Maar sê dit as jy dit bedoel. Sê dit wanneer jy oortuig is daarvan dat die Here jou geroep het om in hierdie persoon, wie dit ook al mag wees, jou huweliksmaat, jou kind, jou tuinwerker, vrou wat vir jou in die kombuis werk, die petroljoggie, die kassiere, mense by jou werk, wie dit ook al mag wees, dat die Here jou gebruik as die een wat op hierdie stadium, in hierdie persoon se situasie iets raak gesien het en 'n minimum van ten minste bid daaroor nie. Want sien, Josef se lewe en Josef se keuses verskil van die van die skinkers en hoekom? Onthou julle het gesê, God is die een wat die uitleg van die drome gee. Hy weet dus, God is betrokke in sy lewe, hy weet, God gee nie net drome nie, God is die een wat sy lewe in sy hande hou, hy behoort aan die Here. Hy is sy dienskneg. Paulus sou self sê, ons is sy slawe. Dis wat hom anders gemaak het. Dis hoekom ons onsself voortdurend weer moet afvra, loop ek in die spore van die skinker? Of loop ek in die spore van Josef en Jesus? En as jy jouself sou betrap, dat jy op die verkeerde pad is, agter die skinker aan, wat net aan homself dink, wat net vir homself moeite maak, net vir homself bid selfs, wat God is gebruik as 'n manier om my eie voordeel te soek. Vra dan die Here dat hy daai klipharde hart moet wegvat en dit vervang met 'n hart van vlees, van vleis. 'n Hart met warmte, 'n hart met omgee, 'n hart wat klop. Amen. Here, U ken ons deur en deur. U ken ons selfs beter as wat ons onsself ken. U weet hoe ons gevorm is. U weet hoe ons vandag dink en voel. U weet ook hoe ons in ons harte reageer op dit wat ons uit U woord hoor vanoggend. Here, U het aarde toe gekom om vir ons te kom wys hoe lyk U hart vir elkeen van ons. Want Here, as U soos die skinker teenoor ons opgetree het, was daar vir ons geen toekoms nie, was daar vir ons geen hoop nie, was daar vir ons geen rede tot vreugde nie. Maar U was nie soos die skinker nie. God dank. Juist daarom wil U elke dag ons hand vat en ons op die regte pad lei, agter U aan. Sodat in die manier waarop ons met ander mense omgaan, iets van U sagte hart en U sagte oë sigbaar sal word.
Vergewe ons, Here, waar ons te hard was. Vergewe ons, Here, waar ons nie omgegee het nie. Vergewe ons, Here, as ons net eenvoudig ons rug gedraai het. Help ons om te onderskei waarop dit werklik aankom. Help ons ook om in ons gemeenskap te onderskei waar ons geroep word, elkeen van ons, om juis as u sout en u lig en u suurdeeg 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Mag elkeen van ons die klein bietjie wat u van ons verwag doen. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons gaan nou met mekaar saam die geloofsbelijdenis hardop opsê, juis om weer vir onsself en vir mekaar te sê wat ons glo. Nee, wie ons glo. Kom ons staan, dan doen ons saam hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons liefdegawes. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply. You're all I need. You're all I need. Until the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. Would you speak? I am listening. I can't do this on my own. So I will lift up my eyes, for my help is found in you. Found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider,
are good. I believe you are with me, even now, even now. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. You're my provider. You're my provider. My provider. Ja, daar's een ding wat ek weet. U is by my. U is my voorsiener. Dis reg. Louis is by die radiokerk. Sy tema is vreugde dra my deur 'n krisis uit 1 Petrus 1 vers 6. Half 11 nee. Wanneer word hy gesou? Laat 10:00. 10:00. Goed. Soos julle nou vinnig maak en nie baie tee drink nie, dan gaan julle nog betyds wees vir Louis se diens ook. Goed, die volgende ene, dankie. Dis die een wat jy wil oor praat. Dis reg, asseblief. Ek het eintlik gehoop Kamen vergeet dalk om vir my te sê ek moet praat oor hierdie slide, maar ja. Soos julle weet, daar's 'n review selgroep wat ons Dinsdae aande het van 6:00 tot 7:30. Ek was Dinsdag die eerste keer daar. Moenie dieselfde fout as ek maak nie. Ek het gehoor dit is van 7:00 tot 7:30. So dit is van 6:00 tot 7:30 hier by die kerk. En ons nooi asseblief al die mense van wat in hulle 20s en hulle 30s is. Julle kan ook by ons aansluit. Dit is vir die jeug. So as jy mondig is. Ek is mondig tot die dag dat ek doodgaan, so 21 of 22 jaar. Maar as julle asseblief by ons wil aansluit, kom join ons asseblief. Dit is lekker. Ons praat so 'n bietjie oor 'n paar lesse, soos ons het die pottebakker gehad hierdie week. Bietjie gepraat mekaar, wat leer ons daar uit? Wat is die lesse wat jy leer daar uit? Maar ons drink uit lekker koffie, gesels met mekaar en ons deel 'n paar getuienisse ook met mekaar. So asseblief, as julle wil, sluit asseblief by ons aan. Ons is 'n lekker groep mense en ja, ons doen wat ons kan om seker te maak dat ons kan dan ten minste dit sinvol doen. Alright, so dit is dit oor daai slide. Daar sê, julle is welkom om by 'n refuel aan te sluit soos Roan gesê het. En dan is ons het 'n vroue selgroep ook vir die van julle wat dalk nie weet nie, wat Woensdae aande bymekaar kom 6:15 tot 7:30 toe. Julle is baie welkom om ook daarbey aan te sluit. Dit is altyd veral snaaks nie. Vroeër was dit altyd Woensdae aande wat ons Bybelstudie gehou het of biduur gehou het van 7:00 af. En ons het in die middel van die week ook nodig om weer 'n slag net weer agter te kom waaroor gaan die lewe en dat ons mekaar kan ondersteun en help en bystaan juis in hierdie lewe. Daar is die gasvryheidsbediening. Hulle wil dit weer op die been kry. Ons het mans en vroue nodig wat daarmee kan help. Daar is die verskillende puntjies waar hierdie gasvryheidsbediening betrokke gaan wees. As jy belangstel, kontak asseblief vir Susan by die kerkkantoor. Ja, Dominee Hanno Visser was een van die 6 lede of 6 dominees wat aansoek gedoen het vir die pos as leraar van die gemeente. En hy sal dan DV Sondag die 11de Augustus hier by ons kom preek, sodat ons ook as kerkraad, maar as gemeente kan hoor en luister by die Here. Is dit die dominee wat hy graag na Windhoek Wes sou wou stuur. Dan is Therese besig met hierdie pragtige projek, Bless My Bag projek, waar hulle Ovitoto toe gaan, die 10de Augustus, nee, dit is volgende Saterdag, nee, nie volgende, die een daarna, en sy sê, julle moet asseblief aan haar dink, want daar is nog so 'n paar goedjies wat hulle net wil uitsorteer en regskaaf, en volgende Sondag gaan sy bietjie meer vir julle daaroor vertel. Daar is lekker kolwyntjies. Ja, dis die woord vir cupcakes, nee.
$10 elk net na die kerk, net na die diens te koop daar by die Sorg vir Mekaar fonds ter ondersteuning daarvan. En julle is baie welkom om direk na die diens 'n koppie koffie of tee in die binnehof te kom drink. Roan het nou net oor die pottebakker gepraat en dat hulle hierdie week met die pottebakker besig was. En leer my u wil leer, kom ook by die pottebakker uit. So kom ons staan en dan sluit ons as slotlied af met leer my u wil leer. Nee, ekskuus, ek is nou verkeerd, nee. Dus bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Ek was om een of ander rede, of is ek nee, dit is daai ene. Dis hier waar dit verkeerd is. Skus keer, as jy moet tog 71 word en dan vergeet jy goed. Right, leer my u wil leer asseblief. Leer my U wil Heer, u wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrou ek nederig stil. Kom ons sing net die vrouens die volgende ene. Leer my u wil Heer, u plan vir my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer in die weg. As ek dan swak is, maak u my sterk. Kom die manne, kom ons probeer. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is dierbaar, elk met verskil. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Kom ons sing almal weer die derde vers. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos u leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Baie dankie vir julle almal se teenwoordigheid. Ek hoop julle het 'n goeie week, geniet die Olimpiese spele en as die Here ons spaar, ons sien ons volgende week. Baie welkom. Mooi dag en geniet die braai. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. And I believe you will supply. You're all I need. You're all I need. Until the oceans run dry
My God is my provider. And if thy heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider.